Mag die Here werklik verheerlik word, soos wat ons nou ook sy woord nader. Gemeente, maak asseblief julle Bybels vir my oop by Johannes hoofstuk 20, verse 1 tot 29. Johannes hoofstuk 20. Die titel van vandag se boodskap is die gewaarwordings by die graf. Ek wil vir julle vra, soos wat ek Vrydagoggend vir julle gevra het, in gewyde respek vir die heilige woord van God. Kom ons staan saam, soos wat die woord van die Here, die geïnspireerde, gesaghebende woord vir ons voorgelees word. Die woord van God, wat foutloos is, wat algenoegsaam is, wat die Gees van God vir ons geïnspireer het, sê die volgende. Johannes 20 vanaf vers 1. En vroegoggend op die eerste dag van die week, terwyl dit nog donker was, kom Maria Magdalena tot by die graf en sien dat die klip van die graf verwyder is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgegaan en na die graf gegaan. Die twee het saam gehardloop, maar die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en eerste by die graf aangekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die linnedoeke lê. Hy het egter nie binne gegaan nie. Maar toe Simon Petrus, wat hom gevolg het, daar aankom, het hy die graf binne gegaan en die linnedoeke daar sien lê, en die doek wat oor sy kop was. Die doek het nie by die linnedoeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Toe het ook die ander disipel, die een wat eerste by die graf aangekom het, binne gegaan, en hy het gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dood moes opstaan nie. Daarna het die disippels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buitekant by die graf staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor na die graf toe gebuk en twee engele met wit klere aan daar sien sit, waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar sy kop en een waar sy voete was. Hulle sê toe vir haar, vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle het my Here weggevat, en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en hom, met die hoofletter H, daar sien staan. Maar nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus sê toe vir haar, vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Sy het gedink, hy is die tuinier, en sê toe vir hom, meneer, as u hom verwyder het, sê vir my waar u hom neergelê het, en ek sal hom wegneem. Jesus sê toe vir haar, Maria, en sy het omgedraai en in Hebreëus vir hom gesê, Rabboni, wat beteken leermeester. Jesus sê vir haar, moenie my langer vashou nie, want ek het nog nie na my Vader opgevaar nie, maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en na my God en julle God. Maar Maria Magdalena gaan vertel toe aan die disippels, ek het die Here gesien, en dat hy hierdie dinge vir haar gesê het. Dit was al laat, die aand op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sondes vergewe, is hulle dit vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Maar Thomas, een van die 12, wat bekend gestaan het as Didimus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disipel sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande en my vinger nie steek in die spykermerke en my hand in sy sy steek nie, sal ek nie glo nie. 8 dae later was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle.
Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. Bring jou hand en steek dit in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas het vir hom gesê, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie, maar tog tot geloof gekom het. Net tot sover die woord van die Here. Gemeente, julle kan sit. Kom ons sluit net ons oë weer en vra vir die Here se hulp wanneer ons sy woord uitlê. Vader, ons buig onsself voor U. Ons kom nederig, ons kom as afhanklikes wat weet, Here, dat ons sal nie die ware diepte kan begryp van wat opgeteken vir ons in hierdie historiese narratief, as U nie deur U Gees ons daarvoor verlig nie. Kom daarom en werk nou in ons midde. Grawe vir ons oë wat sien, ore wat hoor, werklik hoor, en harte wat gewillig is om aan te neem die waarheid wat ons sopas gehoor het, voorgelees vanuit U woord, en wat ons nou gaan hoor, gepredik. Here, werk in ons 'n vaste geloof in hierdie historiese realiteit, die feite van die opstanding. En mag ons, Here, as dit ware met nuwe oë vanoggend kyk na die opstanding van ons God en Here, ons verlosser Jesus Christus, uit Johannes se rekord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Gemeente, soos ek vanoggend vir julle gesê het, Jesus het opgestaan uit die graf, uit die dood uit. Sy graf was leeg. Die liggaamlike opstanding van ons Here Jesus Christus uit die dode met 'n verheerlikte liggaam is 'n historiese feit. Dis 'n realiteit. Dis nie iets waaroor ons hoef te wonder of te twyfel nie. Dis 'n integrale deel van die suiwer evangelie boodskap wat ons glo en waardeur ons gered is. Daarom skryf die apostel Paulus in 1 Korintiërs 15 verse 1 tot 4: Broers en susters, ek maak aan julle die evangelie bekend wat ek ontvang het en wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dat Jesus het gesterf vir ons sondes volgens die skrifte. Hy is begrawe en dat hy op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte. Dit is die evangelie. Daarom kan Paulus ook later in daai hoofstuk in 1 Korintiërs 15 vers 20 sê, maar nou Jesus Christus is uit die dode opgewek. Jesus se liggaamlike opstanding uit die dode is 'n tentoonstelling vir ons van God se onvergelykbare mag. Dit is wat Paulus skryf in Efesiërs, die boek wat ons nou besig is om te behandel. In Efesiërs 1 vanaf vers 19 lees ons, hy skryf vir die Efesiër gelowiges, hy bid vir hulle dat hulle mag kom tot die begrip van die onvergelykbare grootheid van God se mag wat God uitgeoefen het in Christus toe hy hom uit die dood opgewek het. Jesus se opstanding uit die dode, geliefdes, is die primêre bewys vir ons dat sy verlossingswerk suksesvol was. Julle sal onthou, Vrydag het ek vir julle voorgelees vanuit Johannes 19 omtrent die historiese rekord van Jesus se kruisiging en begrafnis. En daar het ons gesien Jesus se laaste woorde op hierdie aarde voordat hy liggaamlik gesterf het, was dit is volbring. Die missie wat hy van God ontvang het om die verlossing te verdien, te bewerk van elkeen wat in hom sou glo, daai missie is volbring, dis klaar, dis afgehandel en hy het sy gees opgegee en hy het gesterf. En God se reaksie op daai uitspraak is dat hy hom opgewek het daarna uit die dode. Jesus se opstanding is as dit ware God se stempel van goedkeuring
op die verlossingswerk van Jesus, dat hy dit aanvaar as genoegsaam vir die verlossing van elkeen wat glo. Jesus se verlossingswerk is suksesvol gewees, soos bewys deur sy opstanding. Ek wil hê julle moet verstaan, geliefdes, dat die opstanding van Jesus is nie net bloot nog 'n kenmerk van ons geloof nie, soos baie ander kenmerke nie. Dit is die primêre kenmerk, die primêre element van die Christelike geloof. Daarom skryf Petrus in 1 Petrus 1 vers 3 vir ons: Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groot barmhartigheid aan ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus uit die dode. Dis deur sy opstanding dat ons die wedergeboorte kon beleef en 'n lewende hoop het. Sonder die opstanding is daar nie wedergeboorte, verlossing of 'n hoop nie. Dis kern. Die opstanding van Jesus uit die dode is die waarborg ook van ons opstanding eendag by die wederkoms van Jesus en ons uiteindelike verheerliking. Daarom noem Paulus vir Jesus, wanneer hy praat oor sy opstanding in 1 Korintiërs 15 vers 20, maar nou Christus is uit die dood opgewek, dan sê hy, Jesus is die eersteling van die ontslapenis. Hy is die eersteling, met ander woorde, hy is die eerste een wat opgestaan het uit die dode met 'n verheerlikte liggaam as eersteling, en dit beteken dat ons ook by die wederkoms van Jesus en die algemene opstanding van regverdiges en onregverdiges, dat ons soos hy sal wees, ons wie geglo het, soos hy sal wees, in heerlikheid sal opstaan en deur die Vader verwelkom sal word in die nuwe hemel en nuwe aarde. 'n Wêreld wat verheerlik is, wat Jesus sal oprig by sy wederkoms. Is die doel van ons verlossing is dit nie, dat ons was verlos, sodat God eendag vir ons kan opwek in heerlikheid, met 'n verheerlikte liggaam, en ons kan verwelkom in 'n verheerlikte koninkryk, die nuwe hemel en nuwe aarde. En Jesus het dit verseker vir ons deur sy kruisdood, begrafnis, spesifiek ook sy opstanding. Geliefdes, die opstanding van Jesus Christus is daarom die kerngebeurtenis in geskiedenis. Verlossingsgeskiedenis, maar alle geskiedenis. En daarom het God as bevestiging dit deur sy soewereine beskikking dit so bepaal dat die Sabbat selfs geskuif het na die opstanding van Jesus uit die dode, dat ons nou die dag van rus vier op die eerste dag van die week, as 'n herdenking dat Jesus het opgestaan uit die dode om al die verbondsbeloftes van God waar te maak vir ons. Daarom dat die eerste dag van die week waarop Jesus opgestaan het, begin bekend staan het in die Nuwe Testament as die dag van die Here, soos dit genoem word in Openbaring 1 vers 10. Die opstanding van Jesus, geliefdes, is fundamenteel. 'n Fundamentele aspek van ons geloof. Dit is noodsaaklik vir verlossing. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Luister hoe Paulus skryf oor verlossing in Romeine 10 vers 9 en 10. Hy sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, nie net verlosser nie, maar ook Here, en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, dan sal jy verlos word. Dit is 'n integrale deel van die evangelie waardeur ons verlos word, soos ek gesê het. Daarom diegene wat toegee tot liberale denke in ons dag en die bonatuurlike aspekte van die woord wil wegredeneer, soos onder andere die liggaamlike opstanding van Jesus uit die dode. Diegene wat dit verwerp, ontneem hulle self van God se genadige verlossing en hulle verdoem hulle self daardeur tot 'n ewigheid van bewuste pyniging in die vure van die hel. So kom Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 vers 17 tot 19, as Jesus nie opgestaan het uit die dode uit nie, dan is ons prediking aan julle sinloos.
dan is julle geloof sonder enige nut. Dan is die wat dood is in die Here verlore. Dan is daar geen verlossing nie en is julle nog in julle sondes. Geliefdes, en daarom, omdat ons so bly is, ons harte gevul is met vreugde oor die opstanding van ons Here Jesus Christus uit die dode, wil ek vandag saam met julle kyk na 2 gewaarwordings vanuit die historiese rekord van Jesus se opstanding uit die dode, wat ek voorgelees het vir julle uit Johannes uit hoofstuk 20 verse 1 tot 29. 2 gewaarwordings wat die apostel Johannes vir ons hier opteken as bewyse van Jesus se opstanding, naamlik eerstens die leë graf in verse 1 tot 10 en tweedens die lewende Christus verse 11 tot 29. Die leë graf, die lewende Christus, sodat ons nie beïnvloed sal word tot twyfel deur hierdie ongelowige wêreld om ons, rakende die historiese feit van Jesus se opstanding nie, maar dat ons 'n vaste geloof in ons harte sal hê en altyd sal hê, dat Jesus het liggaamlik histories opgestaan uit die dode en dat ons deur te glo die ewige lewe in sy naam mag beerwe. So kom ons delf in ons teks. Sy eerste gewaarwording wat Johannes as bewys vir Jesus se opstanding voorhou is die leë graf. In verse 1 tot 10 van Johannes 20, die leë graf. Soos ek vir julle gelees het vanoggend, Maria Magdalena het heel eerste gesien daardie opstandingsoggend dat die graf leeg was, volgens vers 1 en 2. Hoekom? Wel, want sy was heel eerste daar gewees as gevolg van haar spesiale verhouding met Jesus Christus. Sy was nie die enigste vrou wat daar by die graf was daai oggend nie. Die ander evangelies sê vir ons, sy was saam met ander vroue daar gewees by die graf. Selfs Johannes dui aan dat sy nie alleen was nie, in haar eie woorde in vers 2, toe sy na die disippels toe gaan, toe sê sy vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Maar Johannes noem nie eers die ander vroue nie, hy plaas klem op Maria Magdalena. Hoekom? Omdat sy so spesiale, unieke verhouding met Jesus gehad het. Die ander evangelies noem haar naam ook eerste. Kyk, sy het 'n kragdadige bekering gehad. Jesus het 7 geeste, demone uit haar uitgedryf. Hy het haar verlos van intense geestelike, emosionele, fisiese teistering vanaf die vyand. En is dit geen wonder dat sy so verknog was aan Jesus nie. 'n Diepe verbondenheid met Jesus gehad. Sy was lief vir hom en daarom het sy hom naby gevolg in sy aardse bediening en het sy hom bedien, selfs vanuit haar hulpbronne tydens sy aardse bediening. Ons lees van hierdie dinge in Markus 16 vers 9, Lukas 8 vers 2 en so aan. Maria Magdalena se liefde vir Jesus word gesien in die feit dat, kyk in ons teks en in die konteks van die teks, ek het vir julle Johannes 19 voorgelees, Vrydagoggend, en ons het gesien in Johannes 19 vers 25, Maria Magdalena was by die kruis, toe Jesus gekruisig was. Ons sien iets van haar liefde vir Jesus daarin, dat sy by hom was. Ons sien iets van haar liefde vir Jesus in die feit dat sy vroeg die oggend, volgens Johannes 20 vers 1, by die graf was. Eerste, toe dit nog donker was sy al daar. Sy is die een wat die disippels gaan verwittig het dat die grafsteen weggerol was, dat die liggaam nie in die graf was nie, volgens vers 2 van Johannes 20. Sy is die een wat vertoef het by die graf, selfs toe die ander disippels van Jesus huis toe gegaan het sy agtergebly. Kyk na vers 10 van Johannes 20. Dit sê, daarna die disippels huis toe gegaan, vers 11, maar Maria het bly staan. Sien iets van haar liefde vir Jesus. Ons sien haar liefde vir Jesus in haar hartseer, haar verdriet hier in vers 11. Sy het daar gestaan en bitterlik gehuil. Sy het gedink iemand het Jesus se liggaam gesteel uit die graf uit. Dis wat haar woorde was aan die disippels en ook aan die engele. In vers 2 en vers 13 van Johannes 20 het sy dieselfde gesê, hulle het die Here uit die graf weggevat, ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie.
Sy was hartseer en toe sy vir Jesus sien, toe Jesus aan haar verskyn daai eerste dag van die week na sy opstanding, het sy aan sy voete geval en gekleef aan hom, vasgeklou, sy wou hom nie los nie. Het sê vers 17 vir ons, en Jesus in liefde, omdat hy so omgegee het vir die vrou wie sy siel hy gered het, hy bewaar haar van 'n verdere verknogtheid en verdere verdriet. Hy sê vir haar, moenie aan my vaskleef nie. Dis nie net dat hy herleef het nie, hy het getransformeer, opgestaan met 'n verheerlikte liggaam. Hy het geweet hy moet opvaar na die Vader, soos hy sê in die teks. Hy wou nie hê sy moet weer so geheg raak aan hom soos wat sy was voorheen nie, want hy moet weggaan. Sy verhouding met sy disippels en ook met haar kon nooit weer dieselfde wees nie, na sy opstanding nie. Ja, dit sou steeds intiem wees, dalk meer intiem as wat hulle voorheen met hom beleef het, want hy sou sy gees uitstort om in hulle te woon. Maar hy troos haar hier, hoe besonders, en stuur haar dan om ook 'n bron van vertroosting te wees vir die ander. Maar ons sien haar liefde vir Jesus, dis hoekom sy vroeg daai oggend daar was en eerste gesien het die graf is leeg. Maar sy is nie al een wat dit gesien het nie. Ook Jesus se disippels het gesien die graf is leeg, volgens verse 3 tot 10 in hierdie hoofstuk. Maria Magdalena en die ander vroue wat saam met haar daar was, het die disippels gaan inlig. Snaaks genoeg, die 11 was aanvanklik ongelowig met betrekking tot Jesus se opstanding. Ek wil vir julle lees hierso. Markus 16 vers 11 sê vir ons, hulle het nie die vroue geglo toe hulle gekom het met die nuus, die graf is leeg, Jesus het opgestaan nie. Lukas 24 vers 8 tot 12 sê dieselfde, die vroue, nadat die engele vir hulle gesê het, Jesus het opgestaan, het toe sy woorde onthou, Lukas 24 vanaf vers 8, en van die graf af teruggedraai, en al hierdie dinge aan die 11, en aan al die ander gaan vertel. Dit was Maria Magdalena, hier word sy weer eerste genoem, en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en 'n paar ander vroue saam met hulle. Hulle het hierdie dinge aan die apostels vertel, maar vir die apostels het hierdie woorde as leepraatjies geklink. Hulle het die vroue nie geglo nie. Petrus egter het opgestaan en na die graf toe gehardloop. So hulle was ongelowig. En as ons in hulle skoene was, sou ons verseker dalk ook, soos hulle gereageer het. Nietemin, ongeag hulle ongeloof, het Petrus en Johannes opgestaan, volgens vers 3 van ons teks, en hulle het na die graf toe gegaan om te gaan kyk. En wat was hulle reaksie? Toe hulle by die leë graf kom en hulle kyk in en hulle sien die doeke en die manier hoe die doeke lê, toe het hulle tot geloof gekom in die opstanding van Jesus. Vroeër het hulle alreeds in hom geglo dat hy die Christus is, maar nog nie geglo in terme van sy opstanding nie. Blaai gou terug in die einste evangelie van Johannes, na hoofstuk 2 vers 11. Vroeg, ja, aan die begin van Jesus se publieke bediening, met sy eerste wonderwerk in Kana, toe hy die water in wyn verander het, sê dit vir ons dat in vers 11, Jesus het hierdie eerste teken in Kana in Galilea gedoen, hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het in hom geglo. So hulle het reeds geglo in hom as die Christus, maar nog nie verstaan, begryp, geglo dat hy uit die dood uit moes opstaan nie, maar hier nou het hulle dit geglo, soos ons teks sê hier in vers 8 en 9. Johannes wat skryf sê dat hy het ook soos Petrus binne gegaan in die leë graf en hy het gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dood moes opstaan nie. Dink bietjie vir jouself, toe hulle in daai graf instap, die posisie van die doeke. Dit moes hulle dadelik oortuig het, Jesus se liggaam is nie gesteel nie, hy het inderdaad opgestaan, soos die engele gesê het, soos hy vooraf voorspel het. Kyk,
'n dooie persoon se liggaam was met speserye gesalf, soos ons weet Jesus sin was. Deel van daai speserye was soos 'n hars, 'n gom wat geplak het en daai doeke het gekleef aan die liggaam dat dit nie sou afval nie. Vir iemand, as iemand daai liggaam gesteel het om al daai doeke te sit en afrol en alles mooi neer te sit presies soos die liggaam gelê het. Die kopdoek af te rol, mooi op te rol. Geen dief wat haastig is sou dit gedoen het nie. Hulle sou ingehardloop het, die liggaam met die doeke gegryp het en uitgehardloop het. As hulle dit eers afgerol het, dan het hulle daai taai liggaam vol speserye moes hulle ronddra. So dit sou sin maak het hulle dit met die doeke en al vat. Maar die doeke het net daar gelê, presies soos Jesus gelê het, met die kopdoek opgerol. En dit is hoekom Johannes sê, toe hy dit sien in die leë graf, het hy geglo. Hy het geglo. En let op hier in die teks, wat die rede is, wat die teks vir ons gee vir die leë graf, in vers 9. Hulle het nog nie die skrif verstaan, dat hy uit die dood moes opstaan nie. Wat word geïmpliseer hier? Die graf is leeg, want Jesus moes uit die dood opstaan. So eerste gewaarwording wat Johannes voorhou aan ons, as 'n bewys dat Jesus wel opgestaan het, om ons te oortuig, ons die lesers tot geloof, is die leë graf, wat hulle gesien het, Maria Magdalena en die disippels. 'n tweede gewaarwording wat Johannes voorhou, as 'n bewys vir Jesus se opstanding, is die lewende Christus. Die verskynings van Jesus aan verskeie ooggetuies, hier vanaf vers 11 tot 29. Weereens, soos Maria eerste by die graf was, het sy ook nie net eerstens die leë graf gesien nie, sy het eerste vir Jesus gesien, in vers 11 tot 18. En natuurlik, ek is oortuig daarvan, dit was omdat God goed is, het hy haar liefde vir Jesus beloon, deur eerste aan haar te verskyn, sy wat daar bitterlik geween het by die graf. Dit sê vir ons iets van die vaderhart van God nie waar nie, dat hy haar so troos, dat hy haar verseker van haar uiteindelike verlossing en dan vir haar stuur na sy disippels toe, gaan na my broers toe, sê vir hulle, ek het aan jou verskyn, dat ek opvaar na die Vader, na my Vader en julle Vader, na my God en julle God, dat sy ook 'n bron van vertroosting kom wees aan die ander. Maar die rede hoekom Johannes opteken vir ons hier dat Maria Magdalena hom gesien het, is om hierdie punt te maak, naamlik dat sy die boodskap van die engele gehoor, dat Jesus lewe. Hy het opgestaan. Dit is wat sy by die engele gehoor het eerste, volgens verse 11 tot 13. Johannes teken nie vir ons op wat die engele vir haar gesê het nie. Hy teken net aan wat sy vir die engele gesê het. Maar ons weet uit die ander evangelieverhale dat die engele het met die vroue gepraat. Soos byvoorbeeld in Lukas 24 vers 5 tot 7. Dat die engele het vir haar gesê, waarom soek julle die lewende een, Jesus Christus by die dooies? Hy is nie hier nie, hy is opgewek. Onthou wat hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Sy daai woorde eerste by die engele gehoor. En daar het die engel ook die rede gegee vir die leë graf natuurlik. Jesus het opgestaan, hy leef. En nie net het Maria Magdalena hierdie boodskap van die engele gehoor nie, sy het die verreëse Jesus Christus gesien met haar oë, dat Jesus opgestaan het, dat hy leef in die tuin. Aanvanklik het sy hom nie erken nie, maar ek meen dit is te verstaan. Dis nie dat Jesus se verheerlikte liggaam soveel anders gelyk het dat hy nooit erken was deur sy disippels nie. Hulle het hom maklik erken. As jy al die verhale na sy opstanding lees, dan kom jy dit agter. Sy het hom waarskynlik nie dadelik erken in die tuin nie, want soos Johannes 20 vers 1 vir ons sê, dit was pikstuk donker toe sy uitgegaan het na die graf toe. Dit was dalk nog donker toe sy hom gesien het en sy was so bewoe in haar hartseer en angstigheid, trane in haar oë het sy hom dalk nie dadelik erken nie, maar toe hy haar naam sê en sy meer intens na hom kyk, het sy hom erken, Rabboni, Jesus leermeester. En let op haar getuienis in vers 18.
Maria het toe gegaan na die disippels toe. En hierdie woorde wil ek hê julle moet onderstreep in julle Bybels. Hierdie is die doel hoekom hierdie verhaal vir ons opgeteken is. Dit sê hier, so Maria Magdalena gaan vertel toe aan die disippels, ek het die Here gesien. Sy het hom gesien. Hy het opgestaan. Hy is die lewende Christus. En nie net sy het hierdie getuienis gegee nie. Jesus het ook verskyn aan die disippels, die 11 min Thomas, wat nie die aand daar was nie. Aan die ander woorde, hy het verskyn aan die 10 agter geslote deure in verse 19 tot 23 van Johannes 20. En hy het aan hulle verskyn ter wille van die versterking van hulle geloof, geliefdes. Hier sien ons weer iets kosbaar van die Vaderhart van God. Hulle was ongelowig toe die vroue vir hulle kom vertel het, Jesus het opgestaan uit die dode. Maar die Here roskam hulle nie. Hy het begrip. Hy is genadig teenoor hulle. Hy is geduldig teenoor hulle. Hy is goed aan hulle. Hy spreek hulle toe hier in vers 19 van die teks, vrede vir julle. Vrede. En dit is wat hy deur sy opstanding ook dan geestelik vir hulle verdien het, vrede. Tog Markus se evangelie dui aan dat Jesus het hulle verwyd vir hulle ongeloof, Markus 16 vers 14, maar hy het begrip gehad. Vrede vir julle sê hy. En let op, die rede hoekom Johannes hierdie verhaal ook vir ons opteken is hier in vers 20. Se tweede deel, die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Onderstreep dit in jou Bybel. Nie net Maria Magdalena het Jesus gesien nie, die disippels het Jesus gesien na sy opstanding. Jesus leef. En dit was ook hulle getuienis. Later, hier in vers 25, toe hulle vir Thomas vertel dat hulle hom gesien het. Ander disippels sê toe vir Thomas, ons het die Here gesien. Onderstreep dit in jou Bybel. Net so terloops, as ek op 'n synota mag gaan, daar is daarom nog tyd. Uit ervaring weet ek, wanneer ons gesels oor hierdie, dan is daar gewoonlik die vraag, hoe het Jesus dan in die midde van die disippels verskyn agter geslote deure? Hulle het die deure toegesluit uit vrees vir die Jode, maar Jesus was skielik in hulle midde. Hoe kan dit wees? Sy liggaam was dan 'n materiële liggaam. Hy kon vis eet, hulle kon aan hom voel en vat. Hy was nie 'n spook nie. Al geliefdes, hy het opgestaan in 'n verheerlikte liggaam, wat wel 'n materiële liggaam was, maar dit blyk vanuit sekere dele na sy opstanding dat die verheerlikte liggaam is nie onderworpe op dieselfde manier aan natuurwette soos ons huidige gevalle liggaam is nie. Ek onthou, ek moet dit dalk nie sê nie, op seminarium, toe ons dit bespreek het in een klas, toe steek een jong mannetjie sy hand op, hy was van Malawi of Mozambique af, en hy vra toe, sir, didn't he perhaps climb in the window? Ja, dit mis die punt. Is dat sy verheerlikte liggaam was anders. En nie net het hy hier in agtergeslote deure in hulle midde verskyn nie. Ons lees ook dat met die Emmausgangers, terwyl hy met hulle aan tafel gesit het, toe hy hulle oopgemaak het om hom te erken, dan sê Lukas 24 vir ons, hy het dadelik uit hulle midde voor hulle oë verdwyn. Ek wil nie daarmee sê ons verheerlikte liggame gaan presies dieselfde wees nie. Ek wil nie te veel spekuleer nie en ons moet waak om nie te veel te spekuleer oor daai dinge wat die Bybel nie pertinent vir ons so sê nie, maar die verheerlikte liggaam wat ons gaan ontvang eendag met die opstanding gaan net soos Jesus in wees. Tot 'n groot mate en ons kan maar net uitsien vir die heerlikheid daarvan. En ek dink dit is relevant veral vir julle wat gesondheidsuitdagings beleef rakende die liggaam. Ook iets anders wat ek wil sê by wyse van 'n synota hier is daar's gewoonlik diegene wat vra maar hoekom blaas Jesus hier op die disippels en sê ontvang die Gees? En dan het hulle hom nou weer in Handelinge 2 met die uitstorting ontvang. Het hulle hier reeds die Gees gehad of hulle hom eers daar gekry? Daar is 'n eenvoudige verduideliking daarvoor. Die disippels het hier volgens Johannes hulle aanstelling as apostels ontvang. Onthou dat toe Jesus begin het met sy publieke aardse bediening by sy doop,
het die Gees op hom neergedaal om hom te bekragtig vir die kruisweg wat hy sou stap. Dit was 'n bekragtiging vir sy publieke aardse bediening, vir dienswerk. En dis presies wat Jesus hier vir hulle sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle op 'n missie en ontvang julle dan ook die Gees om julle te bekragtig vir daai missie as apostels, en dan gee hy vir hulle die missie hierso. As julle mense hulle sondes vergewe, is dit vergewe, as julle dit weerhou, is dit weerhou, en so aan. So, hierdie is nie die invulling, permanente inwoning van die Heilige Gees nie, dit het hulle eers saam met die ander disippels in Handelinge 2 beleef, maar hier alreeds ontvang hulle bekragtiging as die apostels wat die waarheid van God sou versprei, sou getuig, soos Handelinge 1 vers 8 ook sê, in Jerusalem, Samaria, Judea, die uithoeke van die wêreld, oor die opstanding van Jesus. En aan Helaas het Jesus nie net verskyn aan Maria Magdalena, aan die disippels, die 10 op daai eerste aand nie, maar ook aan Thomas 'n week later. Thomas was nie daar gewees met Jesus se eerste verskyning aan hulle nie. Hulle het vir hom gaan vertel, ons het die Here gesien hierso in Johannes 20:25. Maar hierdie teken Johannes vir ons op, want dit is 'n sterk bewys van Jesus se opstanding. Want Thomas was verset in sy ongeloof. Hy het gesê, ek sal nie glo voordat ek nie my vingers insteek nie. Voordat ek dit nie self sien met my eie oë nie. Sommige sal sê Thomas is 'n realist. Jy weet, dit is nou nie aldag dat ons sien dat mense wat dood is opstaan uit die dode nie. Ek wil die vraag dalk vra, maar was hy nie by toe Jesus vir Lazarus uit die dode uit opgewek het nie? Hy het tog al die mag van God gesien in dit. Nietemin was hy ongelowig, maar Jesus het verskyn ook aan hom en sy ongeloof oorwin. Let op, wat was sy reaksie gewees? In verse 26 tot 28 van Johannes 20, toe hy sy vinger insteek, sy hand insteek in die wonde, val hy voor Jesus neer en hy sê, my Here en my God, en hy tot geloof gekom, en die Here Jesus erken hy tot geloof gekom, want hy vra vir hom hier in vers 29, glo jy omdat jy my gesien het? En dis presies wat Johannes wil inboesem by jou en my, die leser. Hy wil hê ons moet kom tot 'n geloof dat Jesus liggaamlik uit die dode uit opgestaan het. Dit was deurgaans in hierdie narratief sy doel. Kyk gou na Johannes 19 vers 35, toe hy geskryf het oor die Here Jesus se kruisiging en begrafnis, het hy hierdie stelling gemaak. Hy wat dit gesien het, het daarvan getuig. Hy praat nou van homself hier. En sy getuienis is waar, hy weet dat hy die waarheid praat, sodat julle tot geloof kan kom. Julle die leser, ons die gehoor. Geloof. Kyk na vers 31 van Johannes 20, net so 'n bietjie na ons teks vanoggend. Johannes 20 vers 31 sê, hierdie dinge is neergeskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en deur te glo die ewige lewe in sy naam kan hê. Jesus begeer ook dat jy en ek 'n vaste geloof sal hê. Let op, dit is wat hy gesê het vir Thomas hier in Johannes 20 vers 27. Hy het sy begeerte uitgespreek, Thomas, moenie langer ongelowig wees nie. Frans, moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En hy spreek sy seën oor so 'n geloof uit. Gelukkig, welgeluksalig sal die wees wat glo in sy plaasvervangende kruisdood, sy begrafnis, sy liggaamlike en heerlike opstanding uit die dode. Kyk wat sê hy in vers 29, gelukkig is hulle wat nie gesien het nie, soos Maria Magdalena, soos die disippels, maar tog tot geloof gekom het, geseënd is hulle, gelukkig is hulle. En dis met die woorde wat ek wil afsluit vanoggend, geliefdes. Ons het gekyk na 2 gewaarwordings uit hierdie narratief van Johannes, wat Johannes as bewyse vir Jesus se opstanding aan ons voorhou, die leë graf wat Maria, die vroue en die disippels gesien het en geglo het in Johannes 20 vers 1 tot 10. En ons gaan kyk na die lewende Christus ook, wie die vroue en die disippels ook gesien het en geglo het, volgens verse 11 tot 29.
Mag die Here ook in ons harte 'n vaste geloof bewerk in hierdie fundamentele aspek van ons geloof, dat ons nie beïnvloed sal word tot twyfel deur die ongelowige wêreld waarin ons leef. Daar is soveel selfs liberale teoloë in die sogenaamde kerk vandag nie. Dat ons sal glo. En deur geloof, soos vers 31 van Johannes 20 sê, dat ons die lewe in sy naam kan hê. Amen. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons dank U vir U woord. Ons aanvaar dit as geïnspireerd, as gesaghebbend, as foutloos, as algenoegsaam. Ons buig die knie daarvoor. Ons beoordeel nie die betroubaarheid van die skrifte nie, ons aanvaar dit. Want dit is wat U getuig. Elke skrifdeel is deur God geïnspireer. Dit is nuttig tot lering, weerlegging, teregwysing en onderrig in die geregtigheid. Is nie 'n saak van eie uitleg nie. Here, manne van ouds het geskryf soos U hulle deur die Gees beweeg het. En daarom weet ons hierdie narratief is waar, verbaal en in sy geheel saam met die skrifte. Ons glo en ons dank U dat deur ons Here se kruisdood, begrafnis en opstanding dat hy ons verlossing kom verseker het en ons uiteindelike verheerliking, sodat ons ook eendag soos hy met 'n verheerlikte liggaam opgestaan het, sal opstaan by sy wederkoms met die algemene opstanding en na die laaste oordeel, dat ons verwelkom sal word, nie op grond van iets wat ons gedoen het nie, maar op grond van sy soendood en sy lewe in die verheerlikte nuwe hemel en nuwe aarde. Ag Here, ons sien uit daarna. Wat 'n wonder. Mag U self deur U woord en gees die naprediker wees van wat ons vandag gehoor het. Ek wil bid dat U elkeen sal aanspoor, Here, om te gaan nadink oor hierdie dinge, diep te gaan dink, om verder te gaan oplees vanuit U woord. Here, sodat ons konstant mag verdiep in U waarheid, ook die waarheid van U opstanding. Seën ons ook nou, Here, wanneer ons op hierdie dag van feesviering die slotlied sing, die seënbede uitspreek en Here, dan ook 'n tyd van samesyn geniet na die tyd. Tot U eer in Jesus naam. Amen.